Ons het die animasiefliek Despicable Me regtig baie geniet. Weet in hierdie kinderfliek maak ons kennis met 'n man met die naam van Thelonious Groove. Nou, hy's 'n baie onaangename karakter wat hom skynbaar verlustig in allerlei bose planne. Maar alles verander vir hom wanneer 3 weesdogtertjies nou by hom kom intrek. En Groove besef baie gou dat hierdie dogtertjies sy ordelike bestaan heeltemal gaan ontwrig en hy weet daar moet reëls wees, baie reëls. Kom ek al gaan so 'n stukkie uit die fliek aan. Okay. Clearly we need to set some rules. Rule number 1, you will not touch anything. Nou weet ons, as jy nou vir 'n kind so iets sê, dan gaan hulle mos nou raak. En van die dogtertjies vra, what about the floor? Guru antwoord, yes, you may touch the floor. What about the air? Yes, you may touch the air. En dan kry sy een of ander wapen in die hande en sy glad nie veronderstel om dit te hê nie en sy swaai dit rond en Guru besef, rule number 2, you will not bother me while I'm working. Rule number 3, you will not cry or whine or laugh or giggle or sneeze. En baie goeders nog ook. So no annoying sounds. Nou, ons glimlag as ons nou daaroor dink, want Guru probeer elke moontlike situasie met nog 'n reël beheer. Maar soms lyk ons godsdiens baie keer soos Guru se huis en lyk ons kerke baie keer soos Guru se huis. Weet, reël nommer 1, jy mag nie dit doen nie. Reël nommer 2, jy moet dit doen. Reël nommer 3, 'n goeie Christen sal nooit so lyk nie. Reël nommer 4, as jy regtig geestelik is, sal jy hierdie dinge doen. Reël nommer 5, as jy God se seën wil hê, moet jy en dan wat jy nou ook al moet doen. En stadig, maar seker word die goeie nuus van Jesus Christus verander in 'n godsdiens van Jesus plus sekere reëls, Jesus plus sekere gebruike, Jesus plus sekere geestelike ervarings, Jesus plus wat my kerk voorskryf, Jesus plus wat my geestelike leier vir my voorskryf. En dis presies waarteen Paulus ons waarsku as hy vir die Galasiërs skryf. Dit is so relevant vir ons vandag nog. Weet ons sal besef Christus het ons vrygemaak en daarom moet ons vry bly. Paulus skryf in Galasiërs 5 vers 1. Nou ek het 'n hele reeks sover gedoen oor die eerste 4 hoofstukke van Galasiërs en jy is so welkom daarna te gaan kyk. Die boodskappe behoort op ons YouTube kanaal te wees, Hoop Nogtans. Paulus kom en hy skryf in Galasiërs 5 vers 1. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, sodat julle nie weer onder 'n juk van diensbaarheid kom. Jy staan vas. Dis 'n militêre uitdrukking wat hy daar gebruik. Hy sê, moenie jou posisie prys gee nie, moenie terugtreë nie, moenie toelaat dat iemand wat Christus vir jou verkry het, van jou wegneem nie. Verdedig jou vryheid. Want dan was mense wat na die Galasiërs sal kom en Paulus nou daar weg is, en Paulus het die evangelie van God se genade so duidelik gegrondves. Nou kom hierdie Joodse gelowiges en sê, ja natuurlik moet julle in Jesus glo, maar geloof in Jesus is nie genoeg nie. Dis die probleem. Is nie dat hulle noodwendig gesê het, Christus is onbelangrik nie. Hulle het gesê, Christus, plus iets anders. In die oomblik wanneer jy iets by Christus voeg as voorwaarde vir jou aanvaarding deur God, het jy die evangelie verander. Wanneer jy sê, jy moet glo in Jesus Christus, dat is ook dinge wat jy moet doen. Hoeveel keer deur die jare het ek nou al die storie gehoor en baie keer van kansels af. Christus, maar weet jy maar om jou kan bring ook. Die woord daarvoor is wettisisme. Wettisisme sê, ek moet iets doen sodat God my gaan aanvaar. God het my in Christus aanvaar, dis die evangelie, en daarom leef ek nou vir hom. God het my in Christus aanvaar. Wettisisme sê, jy moet doen, dan sal God vir jou seën en genade sê. Christus het dit klaar gedoen, dan ontvang dit net deur geloof. Daar's 'n wêreldse verskil. Ons so 'n bietjie gesels, as ons hierdie nou deurvoer na vandag toe. Hier sien daar's geestelike leiers wat God se plek begin inneem in die kerk.
En dis seker maar iets wat deur die jare gebeur en is baie prominent vandag, veral in sekere kerke waar titels en amptes soos die profeet en die apostel en die selfaangestelde ampte in die kerk gewoonlik geestelike leiers, die gesalfde van die Here, die gesalfde man, deesdae al hoe meer die gesalfde vrou van die Here, waar hulle 'n leidingsrol begin vervul en dinge leer wat nie in lyn is met die woord van die Here nie. En wat vir my so tragies is baie gelowiges het nie die onderskeiding om te kan besef dat dit teen God se woord is, teen God se wil is. As gelowiges wat geleer word om dinge te glo, dinge te doen, dinge toe te laat, bloot omdat die geestelike leier dit voorskryf. En natuurlik, jy weet waar daar Bybelverse aangehaal. Nou, ek onthou my maat een keer het so duidelik gesê en nooit vergeet nie, weet elke ketter het sy letter. Het is maklik om 'n Bybelvers of twee te kry om te staaf wat jy nou glo. Jy heeltemal dit uit verband uit te ruk. Ons moet so versigtig wees vir enige kerklike kultuur waarin mense nie aangemoedig word om self die skrif te ondersoek nie, maar hulle moet bloot aanvaar, die pastoor of die dominee het so gesê, die profeet het gesê, die apostel het gesê, die gesalfde van die Here het gesê, nee, die finale gesag van die kerk is, of vir die kerk is nie die pastoor, die profeet, die apostel, die denominasie, die paus of die tradisie of wie ook al nie. Die finale gesag is die woord van God. En selfs geestelike leiers, en veral geestelike leiers, moet aan die woord getoets word. Mark de Pont skryf in sy boek Toxic Churches, Restoration from Spiritual Abuse, oor geloofsgemeenskappe, kerke, wat vir mense geestelik skadelik is, en dit is vir my 'n ontstellende gedagte. Jy kan so betrokke raak by 'n kerk of 'n geloofsgroep, dat jou verhouding met God begin skade ly. Het gebeur wanneer die klem stadig verskuif, nie meer wat het Christus vir jou gedoen nie, maar wat doen jy vir die kerk? Nie meer hoe groei jy in jou verhouding nie, maar hoe loyaal is jy aan ons visie, aan die kerk se visie, aan die geestelike leier se visie vir die gemeente. Dinge soos, as jy regtig geestelik is, sal jy meer doen. Dan gaan dit oor meer vergaderings, meer programme, meer gee, finansiëel meer gee, meer opoffer, meer betrokke wees, meer. En stadig word jou lewe deur kerklike verwagtings oorheers. Jy weet, jy is so besig met die werk van die Here, sogenaamde werk van die Here, dat jy nie tyd om by die Here van die werk uit te kom, en iets in jou begin verander. Die vreugde verdwyn, skuldgevoel neem die plek in van God se genade. Weet jy, jy's net nooit goed genoeg nie. As jy enigsins begin bevraagteken wat hierdie geestelike leierskap vir jou leer, want jy besef die skade wat dit aan jouself bring. As jy dit enigsins begin bevraagteken, dan hoor jy's nie meer loyaal nie, jy onderwerp jou nie aan gesag nie, jy het 'n rebelse gees, jy het 'n Jezebel gees en allerlei goeters wat eintlik maar net een ding sê, en dit is, daar's geestelike manipulasie aan die werk. Jy word geestelik gemanipuleer. En as baie kinders van die Here, en miskien is daar nou 'n paar wat luister na my ook, wat diep wonde in hulle ronddra, omdat hulle die pyn beleef het van 'n geestelike leier wat hulle gemanipuleer het, en heeltemal hulle geloof op die ouend ondermyn het. Dis hoekom dit so belangrik vir ons is om terug te kom na wat Paulus vir ons in Galasiërs 5 leer, en dis jy eintlik in die hele brief aan die Galasiërs leer. Ons staan stil by Galasiërs 5. Jy kan nie God se seën verdien nie. Jy weet, aan die kern, die wortel van wettisisme is een groot leuen, en dis, as ek genoeg vir God doen, sal hy genoeg vir my doen. Dis nie die evangelie nie. God werk nie op 'n puntestelsel van jy moet goed genoeg wees. Jy kan God nie manipuleer. Kan ek dit gou baie duidelik sê? Jy kan God nie manipuleer deur genoeg te bid, genoeg te gee, genoeg te werk, genoeg te offer, sodat God verplig is om jou te seën, sodat jy
soort van amper soos natuurwette aan die gang kan sit, wat God dwing om jou te seën, want jy doen nou wat jy kan doen, wat jy moet doen. Die evangelie sê so duidelik, Christus het alles gedoen, klaar afgehandel, alles gedoen wat nodig was om jou met God te versoen. En daarom leef ons uit genade. Ons verdien nie God se liefde nie, ons ontvang het. Ons koop nie God se guns nie, ons ontvang het. Ons werk nie vir verlossing nie, ons ontvang het deur geloof. En dis hoekom Paulus so sterk reageer hierso. Want sodra ons iets by die voltooide werk van Christus voeg, dan vat ons aan die kern van die evangelie, die hart van God vir ons. As ons Galasiërs 5 lees, dan is dit so duidelik. Christen wees gaan eerstens oor wie jy is. Dit mense praat partykeer van iemand is 'n goeie Christen, 'n groot Christen. En gewoonlik bedoel hulle daarmee dat daardie persoon baie dinge doen wat hulle nou met geestelikheid assosieer. Hulle werk altyd vir die kerk en dien altyd op verskillende terreine en bid baie mooi en gee baie en is baie betrokke. En nie een van daai goed is kenmerke van geestelikheid, ware geestelikheid nie. Maar Paulus kom in Galasiërs 5 vers 6 en hy gee 'n merkwaardige maatstaf as hy praat. En kom ons kyk na Galasiërs 5 vers 6 daar. So wat in Christus Jesus is nog nie besnydenis, nog nie onbesnedenheid, enige krag, met ander woorde, enige goed wat ons doen sodat God ons kan seën. Hy sê maar, nou wat saak maak? Die geloof wat deur die liefde werk. Dis wat saak maak. Geloof wat deur die liefde werk. Nie hoeveel godsdienstige dinge jy doen nie, maar of jou geloof in Christus sigbaar word in jou liefde vir mense. Ons kan dit in twee rigtings beskryf. Opwaarts, weet ons geloof. Hebreërs 11 vers 6 Hebreërs 11 vers 6 sê so duidelik, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Geloof beteken dat ek ophou om op myself staat te maak en my vertroue op God plaas. Hy is my bron. Ek vertrou hom. En dan weet ons sywaartse fokus is ons liefde vir mense. Nou Paulus sê in Galasiërs 5 vers 13 en 14, dien mekaar deur die liefde, want die hele wet word vervul in een woord. Nie in jy mag nie, jy moet. Die hele wet word vervul in een woord, een begrip, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dien mekaar deur die liefde, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar die geloof gaan opwaarts en dit word uitgeleef sywaarts. Geloof in God, liefde vir mense, dis ware geestelikheid. Die geldigheid, die legitimiteit van jou geestelike leier is nie hoeveel geestelike gawes hulle het, sogenaamde geestelike gawes, is nie wat 'n performance hulle opsit in die kerk. Dis nie hoe charismaties hulle is en hoe welsprekend hulle is. Dit gaan nie oor die krag van hulle persoonlikheid nie. Dit gaan oor, is daar 'n getuienis van hulle geloof in God? En kom ons praat net gou hieroor. Ek is moeg vir geestelike leiers wat vir mense lieg. Kom ons noem dit maar eerlik. Ek het al hoeveel keer moes hoor dat mense dinge sê, en mense, die gemeente is onkundig. Nou sit ek daar en dan weet ek hierdie pastoor lieg. Hy lieg vir mense. Hoe weet ek dit? Want ek het in die week vir hom gesê, jy kan nie hierdie goed doen wat jy nou doen. Jy kan nie hierdie sê wat jy nou sê nie, want dit is nie die waarheid nie. En dit is so waar. Sondag kom en dan sê hy dit steeds. Terwyl hy weet dis 'n leuen. En jy weet, as mense kom met hierdie fantastiese stories van die Here dit gedoen. Nou ek hoor soveel nonsens. Iemand wat getuig oor
uitgesien in die kerk hoe mense leviteer, jy weet, dis hoe hulle kan nou oplig en dan rond beweeg in die lug rond. Ek kan nog baie ander goeders vertel ook. Jy weet, alles wat die Here gedoen, hoe die Here mense gesond gemaak het, hoe mense gesond geword het, as hulle skade weer net op hulle val. Ons leef in 'n era waar tegnologie beskikbaar is reg deur die wêreld. En mense is gedurig op hulle fone wanneer daar iets gebeur, en binne sekondes is dit deur sosiale media reg deur die wêreld, selfs in jou mees arm lande. Die vraag is, as mense nou hierdie beweringe maak vir alles wat die Here gedoen het, en dit gee hulle legitimiteit. Hoekom is daar niks op sosiale media wat dit bevestig nie? Hoekom is daar geen bewyse? Hoekom is daar geen mediese bewyse nie? Hoekom het niemand 'n video geneem daarvan nie? Dis net beweringe, maar hulle kan so oortuigend klink. Maar as jy kyk na hulle lewe, en veral as jy hulle beter leer ken, dan kom jy agter watter klug hulle lewe regtig is. En ek praat nou van geestelike leiers, maar dit geld vir baie kinders van die Here ook, wat hierdie front voorhou van diep geestelikheid. Geestelikheid is, hoe lyk dit in jou verhouding met die Here, en hoe lyk dit in jou verhouding met mense? En as jy besig is as leier om mense te manipuleer, te misbruik, te vat wat jy van hulle kan kry, sonder om hulle te dien in liefde, as jy buite God se wil, is jy eintlik 'n valse leraar, 'n valse profeet, 'n valse apostel, 'n valse wat ook al jy jouself wil noem. Enige geestelikheid, ware geestelikheid vloei uit ons geloof in God, daardie geloof dat ons gered word uit genade op grond van wat Jesus vir ons gedoen het, en dit vloei uit na die mense om ons in liefde, wat die liefde wat die Here in ons harte uitstort, begin ons uitleef teenoor mense, wat dit so nodig het. Wanneer Paulus van die woord liefde gebruik hy 'n woord agape, en agape is 'n woord wat selde gebruik is in die gewone Griekse literatuur. Maar dit kom baie in die Ou Testamentiese Griekse vertaling van die Ou Testament voor. En in die vroeë kerk het gekom en hierdie woord 'n betekenis, nie net 'n betekenis gegee, hulle het eintlik baie betekenisvol begin gebruik, en dis om God se liefde, daardie liefde waar hy homself gee vir mense se redding, om dit te beskryf. Weet, God het nie net kom sê ek is lief vir jou nie. God het dit kom bewys deur Jesus Christus aan die kruis te gee, want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy eniggebore seun gegee het, daardie bekende vers, Johannes 3 vers 16, maar is die hart van die evangelie, is die hart van God, liefde gee om, liefde maak 'n verskil, liefde reik uit na die persoon in nood, liefde offer, liefde vra nie die hele tyd, wat gaan ek hier uitkry nie. Liefde is nie so besorg oor, as ek nou saai, gaan ek nou maai. Op jou moment gaan dit oor wat ek kan kry. Nie om die eer van die Here, en nie om my liefde vir die Here. En so is daar, en julle sal weet waarvan ek praat, bewegings wat gebou word op hierdie klem op die tydelike voorspoed wat God vir jou wil gee. Maar ek hoor nie die evangelie nie. Ek hoor nie die waarheid van God se genade nie, want die twee is lynreg teen mekaar. Genade sê ek ontvang met leë hande op grond van wat God vir my gee, God vir my gedoen het. Of ek gee en God is verplig om vir my terug te gee. Nou, we sien dit dan uitgeleef in 'n kerkkultuur waar liefde sou vra, hoe kan ek jou dien? Hoe kan ek jou help teenoor wat kan ek uit jou kry? Liefde vra, wat kan ek vir jou beteken? John Oxenham het 'n mooi gediggie geskryf, onder andere, love ever gives, forgives, outlives, and ever stand with open hands. Dis die hart van liefde, oop hande. Die gees van die wêreld vra, wat kan ek kry? Agape, hierdie ware liefde, God se liefde, vra, wat kan ek gee? En as jy wil weet,
hoe hierdie liefde lyk, kyk na die kruis van Jesus Christus. Ware geestelikheid kom hier van binne af. Weet dit, dis die groot verskil tussen 'n godsdiens gebou op wette, reëls, regulasies en manipulasie, of 'n ware geloofslewe wat gemotiveer word deur die Heilige Gees. Reëls en goeders probeer 'n mens van buite af verander. Nog 'n reël, nog 'n verbod, nog 'n voorskrif, nog 'n verpligting, nog 'n verwagting. Die evangelie verander 'n mens van binne af. Wanneer jy tot geloof in Christus kom woon die Heilige Gees in jou en hy verander jou. Daarom kom Paulus hier in Galasiërs 5 vers 16, hy sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En dan weer daar vers 18, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. As julle deur die Gees gelei word, dan gaan dit nie oor alles wat jy moet doen om God te behaag. En dan kom hier die bekende woorde, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Daar Galasiërs 5 vers 22 en 23. Let op, Paulus praat nie van die reëls van die Gees nie, hy praat van die vrug van die Gees. 'n boom sweet nie om vrugte te produseer nie. Vrugte groei omdat daar lewe in die boom is. En net so in die Christelike lewe, dis nie ons krampagtige pogings om genoeg Christelike dinge te doen sodat God tevrede is met jou nie. Dis Christus se lewe wat deur sy Gees sigbaar word in jou lewe. God stel nie soseer belang in wat jy doen nie. Hy stel belang in wie jy regtig is. Nou in Galasiërs 5 vers 7 maak Paulus 'n stelling en dan stel hy 'n vraag hierso en dis een wat 'n mens laat dink. Hy vra Galasiërs 5 vers 7. Hy sê julle het goed geloop. Wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Nou, die beeld wat hy daar gebruik, julle het goed geloop, is die beeld van 'n wedloop. Julle het goed gehardloop, maar iemand het in julle baan gekom. Iemand het jou laat struikel. Dis die betekenis van die woord. Iemand het jou gepootjie. Nou vir enigiemand wat die Olimpiese spele in 1984 in Los Angeles gevolg het, of enige Suid-Afrikaner sal onthou van Zola Butt en Mary Dekker. Jy weet, Zola Butt was die trots van Suid-Afrika. Mary Dekker was 'n Amerikaanse atleet en op een of ander manier tydens die 3000 meter wedloop het hulle met mekaar kontak gemaak en Dekker het geval. Dekker het gesê, Zola Butt het daar gepootjie. Paulus se vraag, en dis 'n vraag wat ek vir jou wil vra is, wie het julle geestelik gepootjie? Jy het uit genade geleef, jy was vry, jy het na die Here toe gekom met soveel dankbaarheid oor God se genade. En toe gaan luister jy na iemand wat sê, ja maar. Jy weet, en as jy hoor ja maar in die konteks van God se genade, hardloop liewes weg. Ja maar, jy weet, ja Jesus, maar jy moet ook. Ja genade, maar jy weet, God sê net seën as, of ja geloof, maar as jy regtig geestelik is, dan doen jy hierdie ook. Dis daai ja maar wat 'n mens maar moet oppas, want Christus plus enigiets beteken eintlik Christus is nie genoeg alleen nie. Moenie uit die ruimte van God se genade beweeg nie. Paulus gebruik in Galasiërs 5 vers 4 baie sterk taal. Hy sê julle wat geregverdig wil wees deur die wet is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Hy praat nie van 'n Christen wat per ongeluk 'n fout gemaak het en nou is hy nie meer gered nie. Hy praat van mense wat hulle vertroue op Jesus gestel het vir hulle redding en nou skuif hulle die klem na hulle onderhouding van die wet, hulle onderhouding van reëls, hulle
onderdanigheid, submissie of submissions in die Engels aan hulle geestelike leiers om hulle tevrede te stel. En hulle beweeg weg van die beginsel van genade na die beginsel van verdienste. En Paulus kom en hy sê, jy het van die genade verval. Kom ek probeer dit verduidelik. Ons was pas in Australië toe ons nou van Nieu-Seeland af Australië toe verhuis het. Ek dink een van die eerste plekke wat ons gaan besoek het, was 'n groot winkelsentrum, en op pad is ons nou maar besig om die GPS te volg, en daar's padwerke en die GPS raak heeltemal verwar, en ons raak heeltemal verwar, en ons neem die verkeerde afdraai, en ons beland uiteindelik in 'n baie beboste gebied waar nou nie eintlik mense woon nie. Nou, die motor se GPS sê een ding, my iPhone sê iets anders, so dis verwarrend. Die een sê draai hier, die ander een sê draai daar, en toe nie nou maar wat jy nou ook al dink reg is of reg lyk, maar ons het nie idee waar ons is nie. En dit was baie duidelik, baie gou dat ons heeltemal verdwaal is. En toe verdwyn die selfoon sy. Skielik hou die telefoon op om aanwysings te gee, en die kar se GPS werk nie meer nie, en ons is buite die netwerk se opvangsgebied. Dit het ons baie lank gevat, van raai en bid tot desperaat bid, dat ons uiteindelik by ons bestemming gekom het. Ek dink dis wat met ons geestelik baie keer gebeur. Genade sê, vertrou Christus, maar dan neem ons 'n afdraai. Jy moet hierdie ook doen. Jy moet genoeg presteer. Jy moet God gelukkig hou. Ek moet sy guns verdien. God sal my seën as ek hierdie doen. En voordat ons besef wat gebeur, leef ons nie meer vanuit die vreugde van wat Christus gedoen het, maar ons leef uit hierdie angs oor wat ons nog moet doen. Ons het die ruimte van genade verlaat. Ons het die opvangsgebied van genade verlaat, en skielik werk die goed nie meer vir ons nie. Ons het die wêreld van, ons het die bos ingegaan, die bos van ons moet dinge verdien, ons moet goed genoeg wees. Kom terug na Christus, dis die antwoord. Jy weet, en vryheid beteken nie, ek kan doen wat ek wil nie. Dit moet baie duidelik wees, Christelike vryheid beteken, ek is onder genade. Paulus kom en hy sê, jy weet, julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde, Galasiërs 5 vers 13. Dis die paradoks van die evangelie. Christus maak my vry van om 'n slaaf te wees van reëls en regulasies en wette, sodat hy van binne af vir my 'n dienaar van die liefde kan word. Ek gehoorsaam nie God sodat hy my sal lief hê, meer sal lief hê, meer sal seën. Ek leef vir die Here omdat ek hom lief het. En omdat hy vir my so lief is. Ek verdien nie sy guns nie, ek ontvang dit omdat Christus dit vir my moontlik gemaak het. Ek doen goeie werke, nie om gered te word nie, omdat ek gered is. Kom ons eindig waar Paulus begin, het staan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Miskien vir baie jare het jy probeer om God te beïndruk. Miskien leef jy met daardie gevoel van ek bid nie genoeg nie, ek doen nie genoeg nie, gee nie genoeg nie, ek is nie geestelik genoeg nie, ander is beter as ek, en ek is seker God is teleurgesteld in my. Hoor die evangelie, hoor dit duidelik, Christus is genoeg. Aan die kruis het Jesus nie gesê, ek het my deel gedoen en nou moet jy die res doen nie. Hy het gesê, dit is volbring, dit is klaar, dit is afgehandel. Jy hoef nie God se liefde te verdien nie, jy hoef nie sy aanvaarding te koop nie, jy hoef nie mense se godsdienstige reëls te gehoorsaam om God se seën te kry nie. Jy kom met leë hande, jy vertrou Christus, en dan leef jy nie uit vrees nie, maar uit dankbaarheid. Jy leef met geloof, wat deur die liefde werk, gelei deur die Heilige Gees, gewortel in genade en vry in Christus.
Daarom staan vas. Dis my woord vir jou. Sy genade is genoeg, Christus is genoeg, die kruis is genoeg. Staan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Kom ons bevestig hierdie met 'n gebed. En so kom ons, Here, en ons wil vergifnis kom vra, dat ons so baie keer nog gryp na ek moet hierdie doen, sodat U hierdie vir my kan doen. Nog steeds luister na die bose wat in ons oor fluister, jy is nie goed genoeg. Jy is nie goed genoeg vir God nie. Werk harder, probeer meer, doen meer. En Here, dat ons baie keer onsself doelbewus op 'n plek stel waar ons mislei word, gemanipuleer word deur mense, deur geestelike leiers. Miskien met goeie bedoelings dat ons dit doen, Here, maar dit neem nie weg dat ons seer kry. Bring ons terug, of miskien vir die eerste keer, by daardie punt waar ons kan sê, ek glo Jesus Christus is genoeg vir my redding. Ek glo, Here, dat Jesus die werk voltooi het op Golgotha. Ek glo dat redding vir my is uit genade, net deur my geloof in Hom. Ek sê dankie, Here, vir die Heilige Gees wat in ons kom werk en ons kom maak die mense wat U wil hê ons moet wees. Dankie daarvoor. Ek vra, Here, dat U ons geestesoë sal oopmaak, sodat ons nie mislei word en gemanipuleer word, maar Here, dat ons fokus sal hou op Jesus Christus, ons kosbare Here en Verlosser. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Mag jy die vryheid van God se genade so beleef, dat jy die vreugde van daardie redding in jou lewe beleef. Mag jy beleef hoe goed die Here vir jou is. Dis my begeerte vir jou. En moenie dat mense jou misbruik en manipuleer. Mag die Here jou seën.